Vader self, so is julle opgewonde daaroor. Amen. Prys die Here, julle kan maar sit. Voordat ek met die afkondigings begin, voel ek in my hart vanmôre, daar's mense wat swaar kry vanmôre. Daar's mense wat die Here dringend nodig het vanmôre. Hulle weet nie meer wat om te doen nie, hulle weet nie meer waartoe om te gaan nie. Maar een ding wat ek by julle pleit, asseblief, moenie die arm van 'n mens toe gaan nie, want hy gaan vir julle niks kan doen nie. Gaan na Jesus toe, want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe in hierdie tyd wat ons lewe. En ons lewe in benoude tye. Ons kan dit pas sien, ons lewe in benoude tye. As 'n mens sien na Israel en al hierdie dinge wat gebeur, dan sê die Here vir ons, hef op julle hoofde, want julle verlossing is naby. Enige besoekers vanmôre? Ja. En Cecile ook, sy was op 20 jaar laas hierso. Môre Cecile baie ja, en so sal die Here hulle weer terugbring. Want die was wat weg is, sal hy hulle weer terugbring. Gaan nou na die afkondigings toe. Woensdag aand om 7 is daar gemeente bid hier. Sondag 9 is daar sondagskool. Die sondagskool sluit die 29ste Junie en dan begin hy weer die 27ste Julie. En dan 9:30 is ons erediens. Dan is daar 'n nuwe opleiding wat begin die 19de van die 7de, Kingdom Living. Julle kan vir Dr. Dawie laat weet as julle wil belangstel om te gaan, laat weet hom maar net, ek gee julle name vir hom. Ons gaan nou na die woord toe. Deuteronomium 15 vanaf vers 10. Jy moet aan hom gewillig gee en jou hart moet jou nie bedroef wees as jy aan hom gee nie. Want terwille hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werk en in alles waar jy jou hand aan slaan. Want die arme sal in die land nie ontbreek nie. Daarom gee ek jou bevel en sê, jy moet jou hand wyd oopmaak vir jou broer, vir die ellendige en die arme in jou land. Kom ons staan. Hemelse Vader, Here, U is God. U is ons God, Here. En ons as 'n gemeente staan vanmôre in U teenwoordigheid. En ons wil bid en ons wil U vra dat dit nie deur krag of deur geweld sal wees nie, Here, maar deur die Heilige Gees alleen. Want Here, in die stormwind was U nie. In die aardbewing was U nie, Here. In die vuur was U nie. Maar Here, in die sagte geritsel, Here, het U in hierdie plek ingekom vanmôre. En Here, my gebed is vanmôre dat U van hart tot hart sal beweeg vanmôre, Here. Dat U stikkende harte sal heel maak. Here, harte wat gebroken is, Here. U weet hoe dit gaan in hierdie wêreld, Here. Mense raak bevrees. Maar ons moet nie bevrees raak nie, Here. Ons moet opgewonde raak, want ons verlossing is naby, Here. My gebed vanmôre is, Here, dat hierdie musiek sal salf vanmôre, dat dit tot eer en verheerliking van die naam sal wees, Here. Dat ons die naam sal groot maak vanmôre. Here, dan wil ek bid en ek wil U vra, berg die prediker agter die ou ruwe kruis, Here. Dat die woorde wat hy sal spreek, woorde sal wees van God en nie van 'n mens nie. Gee ons ontvanklike harte en geopende ore, dat ons dit sal inneem, Here, en dat ons sal ontvang en in ons harte bære. Word verheerlik vanmôre, Here, want dit gaan oor U en nie oor 'n mens nie. Heilige Gees, my gebed vanmôre is dat U kan doen soos wat U wil vanmôre. Die diens is U se, Here. Daarom wil ons U loof en ons wil U prys. Word verheerlik vanmôre, is my gebed in Jesus se naam. En die volk van die Here sê, Amen. Môre. Môre. Pastor Elliot Zwane, good morning. Kan ons die man verwelkom? Pastor Elliot has got something to say to us. I'm going to ask you at the end of the service, if it's okay, Pastor. Is dit reg, Pastor? Jy verstaan ons Afrikaans, Pastor? Gaan nie Engels met jou praat. Op die plotte praat ons Afrikaans.
Pastor Elet gaan vir ons 'n getuienis kom gee as die diens verby is. Ons het saam met hom evangelisasiewerk gedoen. Ek weet nie of prof onthou, Pastor Willie, ek sien hom nou hierso nie. Maar voordat ons begin, saam as julle reg daar, die volgende liedjie reg. Kan ek julle eers 'n storie vertel vanoggend vandag? Ja. Kan ek julle maar 'n storie vertel vanoggend? Ja. Baie lank terug, toe Zian by die kerk betrokke geraak het baie mense gesê, ek en Zian lyk soos mekaar. En toe moet hy vir Caitlin. En sondagoggend dan stap sy saam met my uit en sy praat met my en dan kom sy so halfpad kar toe agter, maar ek is nie Zian nie. En toe besluit ek moet grys word en ek moet 'n baard groei, dat sy net ten minste weet, wie is die regte man wat sy vanoggend gaan reis. So nou wil ek iets weet, kyk dan lyk ek nog soos Jan en lyk hy nog soos ek of nie. Dan gaan hy begin grys raak, die man is nou besig om reg te kom. En sy baard, grys nog nie grys nie. Dis op pad broer, dis op pad. Ek is bly julle twee sien, welkom Cecile. Is almal reg? Kan ons hier aan bid vanmôre, saam as julle reg aan daai kant. Have you been to Jesus for his cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Laat my die kerk nou sê amen. Jy is gewas deur die bloed van Jesus Christus. God se seën. Amen. Kan ons gaan.
Hallelujah. Cast your burdens unto Jesus. Dis deel van jou voorreg vanmôre om 'n kind van God te kan wees. Dat jy hierdie laste wat jy vanoggend dra, dit wat hom ergens slaaf vanmôre geopenbaar het, wat ek glo die waarheid is. Los jou las by Jesus Christus, by die kruis van Golgotha se hemel. Amen. Cast your burdens unto Jesus. He cares for you. Hy is onder ons voete, kinders van die Here. Hy is gemaak om onder ons voete te wees. En dit is gedoen omdat Jesus Christus die Seun van God is. Omdat hy die prys betaal het op Golgotha se heuwel, kan ons vanmôre sê, Satan is onder ons voete. Amen. En ons kan Jesus oplig. Toe hom oplig op Golgotha se heuwel, toe hom ophef in die hemel, en daar 'n koringkorrel in die grond geval. En toe hy sterf en sy asem uitblaas en hy gee die Gees aan die Vader oor, is dit vir my en jou moontlik gemaak om kinders van God genoem te kan word. Amen. Jesus het gesê, daar is 'n tyd en dit is nou, dat die Vader hulle sal soek wat hom in gees en in waarheid sal aanbid. Amen. Now is the time to worship. Ek lees eendag iets van 'n man en hy skryf die volgende. Hy sê aanbidding tot God vind nie op Sondagoggende plaas nie. Hy sê jou daaglikse wandel is 'n groter vorm van aanbidding as wat die kerk besef. Hande ophef en saam sing is wonderlik, maar hoe jy na buite wandel is 'n groter vorm van aanbidding tot die Here as wat jy ooit sal besef. Now is the time to worship. Besef net vanmôre kind van die Here, wanneer jy uitstap hier, bly God nie agter nie. Hy is altyd met jou 24 uur
uit die 24. Amen. Now is the time to worship. Worship
soos wat ons is vanmôre. Here, ons hoef onsself nie te gaan beter maak nie. Here, ons hoef onsself nie perfek te probeer maak nie. Ons kan kom soos wat ons is. Maar dit sal God wees wat die goeie werk voltooi wat hy begin het. Ek wil U eer vanmôre, Here, dat ons onsself mag afsonder, mag heilig leef. Dat God ons sal reinig van alle ongeregtigheid. Here, ek wil U prys vanmôre. Here, wat 'n voorreg is dit om U te mag gaan bid, Here. Te voorreg is dit dat ons nader die Vader se genade kan kom, Here, as ooit van tevore. Here, want daar is 'n naam wat aan die mens gegee is, waardeur ons die troon van genade mag soek, mag ken, mag kry, die naam van Jesus. Here, ons mag vanmôre in die teenwoordigheid instap, want daar is bloed wat spreek van beter dinge. Daar is een middelaar wat eenmaal ingegaan het, Here, een offer gebring het, en nooit weer die offer sal bring nie. En ek prys U vanmôre dat dit in ons dag en tyd is, Here, wat ons onder die genade van God mag lewe. Here, daar is vanmôre 'n rede dat ek U wil eer, want U het U seun gestuur. God sent His Son, and they called Him Jesus. Jy moet hom vanmôre ook Jesus. If you are op in die naam Jesus vanmôre kind van God. God sent His Son, they called Him Jesus. Here
sal ons hulp vandaan kom? Here, waar sal ons hulp vandaan kom as dit nie kom van die Skepper God Almagtig? Here, ons weier vanmôre om aan 'n arm van vlees vas te hou. As God nie self vooruit gaan nie, dan wil ons nie beweeg nie, Here. Here, ons wil nie loop as dit nie die arm van God is nie, want ons soek nie 'n arm van vlees in hierdie huis om ons terug nie. Dit moet hy wees. Dit moet die seun van 'n lewende God wees. Here, hy leef vanmôre. Anders het ek nie moet gaan. Hy leef vanmôre. Anders het ek nie krag gehad. Here, as dit nie hy is nie, wie is dit? Dit moet Jesus wees. Because he lives, I can still face tomorrow. Hy is vanmôre, Here, die Skepper God in hierdie huis. Hy is waardig om aanbid te word in hierdie tabernakel, Here. Hy is waardig vanmôre om erken te word as die seun van 'n lewende God. As die blikmorgenster, Here, die Alfa, die Omega. Hy is vanmôre, Here, net dit, die begin en die einde. Hy is die volleinder van ons geloof, Here, die opperherder van my siel. Hy is die lelie van die dale. En ons moet hom Jesus noem. Noem hom vanmôre Jesus. En dis hy vanmôre. Hy is die lam van God vanmôre. Kyk vanmôre, sê die Here, het ek jou hulp geroep gehoor, en ek het gesien vanmôre, kyk na hierdie huis toe gekom, sê die Here, want hy het vir my gesê, as ek vanmôre dan in jou midde is, dan sal daar iets gebeur, sê die Here. Kyk vanmôre, hier staan 'n man en 'n vrou vanmôre, sê die Here, wat vanmôre 'n einde aan hulle lewe wil maak. Hulle sê ek is vanmôre, hulle eendag sal uitkom, sê die Here, maar vanmôre wil hulle al stop in hulle lewe. Kyk vanmôre, as ek dan die God is van lewe gee, sê ek vanmôre vir jou, dit is nie die moeite werd nie, sê die Here, om 'n einde te maak nie, want ek hou vanmôre jou toekoms in my hande vas, sê die Here. Waarom dan wil jy jou hand in jou eie lewe slaan vanmôre, sê die Here, as ek dan jou God is, as ek dan die Heer is vanmôre, wat die uitkoms kan gee, sê die Here, vertrou my vanmôre, vat my op my woord vanmôre, sê die Here, en kyk vanmôre, wat ek in jou lewe kan doen. Moet nie vanmôre einde maak nie, sê die Here, maar gee my vanmôre nog 'n kans, sê die Here, om iets in jou lewe te kan doen. Dis die Gees van God vanmôre in hierdie tabernakel. Halleluja. 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 God kan. Halleluja. God kan, kind van die Here. Buiten dat God kan, gaan hy. Maar jy moet verloor nie. Halleluja. Halleluja. Here, ek wil die eer vanmôre. Hy is nog steeds God in hierdie tabernakel. Hy is steeds God in hierdie huis. Here, ek wil die prys. Ek wil die eer vanmôre. Here, ek wil die loof vanmôre. Kind van die Here, staan net vir my oomblik so.
Here, my Skepper God vanmôre. Halleluja. Kind van die Here, ek sien gelyk oppervlak. En ek sien gate. Ek sien hoe kinders van die Here geloop het. En met die een voet in die gat getrap het. En terwyl jy afkyk in die gat, lyk dit vir jou makliker om in die gat in te klim, as om te probeer opstaan. En uit die gat uit op te staan. En aan te loop. Ek wil jou vanmôre vra, daai twee mensies wat pastoor Leslie geopenbaar het. En jy wat vanmôre vir jou lyk of dit makliker is om eerder in die gat in te klim, as om weer moed te skep en op te staan en aan te loop. Ek wil jy moet vanmôre vir my kom. Ek sien duidelik hoe mense in 'n gat staan en dit lyk vir hulle makliker om in die gat te gaan sit en te bly, as om op te staan en weer te stap. Ek wil jy moet kom vanmôre, kind van die Here. Ek wil jy moet kom vanmôre. Vader, ek wil jy prys vanmôre. In die gees van die Here, die mense aansien. Dat God tog in hierdie huis is, Here. Kind van die Here, is nog mense wat vanoggend moet uitkom. Nie moed het om te stap met die ywer soos wat hulle moet stap. Soveel keer het jy die pad gestap, kind van die Here, en soveel keer het jy gedink dinge gaan verander, en soveel keer het jy moeg geword om in dieselfde pad te stap. En dit lyk amper vir jou makliker as om net te stop waarmee jy besig is. Vader, ek wil die prys vanmôre, dat God nog maar nog steeds die hart van die mens sien. Dat God nog maar nog steeds die hart van die kind van die Here sien. En weet, Here, waarmee die kind van God in sy hart besig is. En weet, Here, dat hy ons uitweg is vanmôre. Kind van die Here, ek wil jou vra, ek glo daar is nog een persoon wat vanmôre moet uitkom. Ek wil jou vra om vrymoedigheid te vat vanoggend. Here het vanmôre 'n uitnodiging gemaak en gesê dat ons God 'n geleentheid moet gee. En Here, ek wil U bid vanmôre dat hierdie geleentheid 'n getuienis sal wees in hierdie mans en vrouens wat hier staan se lewens vanmôre. Dat dit 'n getuienis sal wees, Here, in die naam van Jesus. Dat daardie oggend het die Here gesê ons kan hom beproef. En hy het gesê, gee my 'n kans. En toe ek God 'n kans gee, was daar 'n getuienis in my lewe waarin nie voorheen was nie. Ek wil jou vra vanoggend, kind van die Here, bly gebid daar waar jy sit. Gaan vra dat die pastore vanoggend en die ouderlinge saam met my bid vir hierdie mense wat uitgekom het. Hierdie mense wat die hart van die Here soek vanoggend bo alles. Ek vra dat ons vir hulle sal bid asseblief vanmôre. Vader, Here, as God dan vir ons is, Here, wie of wat kan teen ons wees? Here, as U dan die een is wat die hart van die mens sien, die hart van die mens ken, wat sal ons wegsteek voor 'n lewende God? Here, wat sal ons toevou en dink God sien dit? Wat sal ons toevou, Here, en toemaak en dink die Here weet nie van dit? Hoe sal ons dan onsself, Here,
probeer wegsteek van 'n lewende God. U wat ons pottebakker is, Here. En ons wat die klei vanmôre in die hande is. Ek wil U eer vanoggend, Here. Ek wil U prys vir die harte wat U gesien het vanmôre. In die naam van Jesus Christus. Die kinders van die Here sê amen. Amen. Kind van die Here, ek het 'n kort boodskap wat ek vanmôre vir jou wil bedien. Ons het 'n paar weke terug begin met die boek van Efesiërs en ek wil graag vanmôre aangaan met 'n gedeelte in Efesiërs. Efesiërs 3. As jy reg onthou het vanmôre toe ergens gebid, en het gesê die Here is nie die rukwind nie, die Here is nie die aardbewing nie, die God is nie die vuur nie, maar God is daar in die stilte. Amen. Ek glo die Here is vanmôre in ons midde. Ek gaan vanmôre meer met myself praat as met jou. Ek gaan vanoggend vir myself hierdie dinge sê wat die Bybel vir my sê wat ek moet doen, wat ek moet wees en wat ek in die Here is. En as ek met myself gaan praat, dan kan jy luister hoe praat ek met myself en as jy bekommerd is, dat ek myself antwoord, ek kan nou al vir jou sê ek antwoord myself in elk geval ook. Baie mense sê jy kan met jouself praat, maar net nie jouself antwoord nie, anders is daar 'n probleem, maar ek antwoord myself. Dan gaan baie van julle sê, pastoor, toe maar dit lyk so, jy lyk nie mekaar, dit lyk of jy jouself antwoord. Maar ek antwoord myself. Want die ding is, as jy 'n lang pad met die Here stap, dan hoef jy nie meer vir die Here te vra die hoekoms en die waaroms vir alles. Mens moet leer om te aanvaar. Ons kan 20 keer vra hoekom, en ons kan 30 keer vra hoekom. Ons moet aanvaar. Ons moet sekere dinge aanvaar. Ek moet aanvaar, daar is verlossing by die kruis, by Jesus Christus vir my. Ek moet aanvaar, daar's genesing. Ek moet aanvaar, daar's vrede. Daar's sekere dinge wat ek nie kan vra hoekom en waarom nie, ek moet dit net aanvaar. En vir ons as mense is dit soms moeilik om hierdie dinge net so te kan aanvaar. Toe ek tot bekering kom, en as ek sê bekering, praat ek nie van die dag toe ek besluit het om my lewe te verander en reg te probeer maak nie. Bekering is die dag toe ek ontmoeting gehad het met die Gees van God. En in daai weke daarop volgend, het ek agtergekom, daar is 'n persoon wat met my praat. Nou my kop was baie besig met daai stadium van my lewe. En dit was moeilik vir my om te verstaan, maar as ek stil is, dan praat jy 'n ander stem. En ek sal die dag nooit vergeet nie. Ek was buite besig om te werk. Ek het in die garage ingegaan en daar het 'n motorfiets gestaan en my skoen was los gewees. En ek het my voet opgetel en op die motorfiets se wiel gesit om die skoen vas te maak. Want in daai tyd toe ek die Here ontmoet het, toe vra ek die Here, Here, maar hoekom ek? Hoekom niemand anders nie? Hoekom ek? En toe ek my voet optel, ek sit hom op die motorfiets se wiel neer en daai oomblikke wat ek die skoen vasmaak en ek raak stil. Toe sny daar 'n stem reg deur my. En die stem sê vir my, hoekom hy my gekies het. Kan ek jou vanmôre sê wat die Here vir my gesê het? Die stem was eenvoudig en duidelik, want ek het jou lief. Dit is nie omdat ek slim is, omdat ek baie hare het of min hare het, of omdat ek dit of dit het nie. Die antwoord is eenvoudig, God het die mens lief. En jou hoekom en jou waarom vandag, hoekom nie, jou vertrekpunt moet wees, God het jou lief. En ons as mens het baie keer groot geword met vereistes. Wanneer jy aan vereistes voldoen jy aan sekere dinge. So as jy vir pa luister en pa is tevrede met jou, dan klop pa jou op die skouer en sê, well done, nou is jy pragtig en nou is jy mooi. En wanneer jy vir ma iets gedoen het en ma het sekere dinge vir jou gevra en sy het dit gedoen en jy het dit reg gedoen vir haar,
dan sê vir jou gesê, pragtig, dis wonderlik wat jy gedoen het. En dan begin 'n mens amper so 'n tipe assosiasie maak met dit wat ek doen, produseer sekere eienskappe. Mense hou van my want ek het dit gedoen. Mense aanvaar my want ek het dit gedoen. Mense is lief vir my want ek het dit gedoen. Ongelukkig kan ons daai selfde beginsel nie met die kind van die Here toepas nie. Want maak nie saak wat jy doen nie. En ek sê dit nie rigtelik vanmôre nie, maak nie saak wat jy doen nie. Dit wat jy doen kan nooit God se liefde in jou lewe verander nie. Dit sal dalk veroorsaak dat jy voel jy wil wegstap van die Here af omdat jy gesondig het. Maar dit het iets met jou te doen, nie met God nie. Al wat jy moet doen is om by die voete van die Here te bly. Amen. Hoe meer jy in hom vashou, hoe sterker word jy as kind van God. God se liefde gaan nie groter vir jou word omdat jy meer tyd met hom spandeer en meer tyd by hom insluit en langer in sy hand vashou. Hoor wat ek sê vanmôre. Want as dit die geval is, beteken dit die liefde van God is veranderlik. En hoe meer ek aan hom vashou, hoe meer vind hy waarde in my en dan het hy my meer lief as wat hy vir Johan lief het. By God werk dit nie so nie. Dis volmaakte liefde in totaliteit vir elke man en elke vrou wat hier sit. Glo julle my of nie? Amen. Jou liefde teenoor God verander. Jy kan liewer raak vir die Here as wat jy was toe jy pad begin stap het met hom. Maar God se liefde teenoor jou bly volkome ten volle dieselfde. Die bewys hier is dan die kruis van Jesus Christus. Want hy het een volmaakte liefdesoffer vir almal van ons gegee om ons vry te koop van sonde. Ek het nie 'n aparte offer en jy het nie 'n aparte offer nie. Almal is met my. Dis een volmaakte liefdesoffer wat God aan die kerk gegee het. En die kerk moet hierdie liefdesoffer eenvoudig vat vir wat dit is. Amen. Die probleem kom aan die kant van die Here wanneer ons na onsself begin kyk en dinge rondom ons, dan begin ons God te meet. Is die Here vir my soos wat hy vir Ernst is? Is die Here vir my soos wat hy vir Prof Pieter is? Is die Here vir my soos wat hy vir Johan is? En die oomblik as ons dan dink God is bietjie meer vir 'n ander mens, dan val ons verhouding met die Here so bietjie uit die bus uit. Weet julle waarvan ek praat vanmôre? Dis nie my boodskap vanmôre nie. Ek wil hê met jou Bybel blaai na Efesiërs 3 toe, vanaf vers 13. En as julle daar is, kan jy vir my sê amen. So Efesiërs het te doen met die gemeente wat Paulus skryf aan die gemeente van Efese en natuurlik die boek van Efesiërs se doel is om die kind van die Here om te homself te openbaar as 'n verheerlikte wese en sy posisie in Christus. So uit die totale gesprek uit is ons hoofstuk 3 en vanaf vers 13. Apostel Paulus skryf die volgende, hy sê daarom bid ek en hy bid hier vir die gemeente dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge ter wille van julle nie. Dit is julle eer. So hy sê vir die gemeente, julle moet nie moeg word omdat ek aanhoudend verdruk word nie. Dit is julle eer dat ek 'n geroepe apostel is vir julle tot heidene. Amen. Maar dit gebeur met ons kind van die Here. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word nie. Daai woordjie moedeloos, as jy hom gaan vertaal, is dit weak of frail of weary. So die oomblik as daar stryd en moeilike dinge aan ons pad kom, dan raak ons swak. Ons raak weary, die Engelse woordjie is moeg. Ons raak moeg om aan te gaan en deur te druk. Julle met my. Moedeloos word by my verdrukking tot julle eer. Daardie verdrukking se woordjie is slipsis en dit beteken pressure, tribulation en trouble. Nou wanneer hierdie dinge gebeur met ons as kind van die Here, is ons oog geneig
om na mense rondom ons te kyk. Dit lyk nie of pastoor Dawie so swaar kry, soos wat ek swaar kry. Met ander woorde, dit wat God vir hom het, is beter as wat God vir my het. Almal is net my. Want die kerk kyk ons nie na mekaar met die oog van almal word verdruk en almal kry swaar. Ons is baie geneig om na een persoon te kyk of twee mense en te sê, maar dit lyk nie of hulle verdruk word, soos wat ek verdruk word. Hoekom lyk dit vir my asof dinge in daai man se lewe uitwerk, maar in my eie lewe werk dinge nie uit nie? En as ons met hierdie vraag begin, dan raak ons moeg en uit hierdie vraag uit begin ons onderskeid tref tussen onsself en God en ander mense en die Here. Weet almal waarvan ek praat vanmôre. Dit lyk my, en ek dink Prof Elise het baie gesê, en ek onthou dit toe ons by die kerk betrokke geraak het. Sy het altyd gesê, Prof Pieter is die Here se blue eye boy, want dit wat hy vra kry hy. Ek sê nie dit is so nie, ek sê ek onthou dit nie. Maar dit is 'n interessante stelling. Want vir my om by daai punt uit te kom, moes ek na baie dinge gekyk het, voordat ek die antwoord of die besluit gemaak het, om te sê, dit lyk asof daai man meer het, as wat ek het. Hoekom gebeur dinge vir hom nie, soos dit vir my gebeur nie, en vice versa? En dan begin ons, wanneer ons in hierdie gesprekke betrokke raak, dan begin ons in ons verhouding met die Here twyfel. Want daai man word nie verdruk nie. Kyk die jonkes pastoor JP nog, hy het nie eens plooie nie. Hy kan nie moeg word nie, hy het dan niks verdrukking in sy lewe nie. Maar ek, kyk hoe lyk ek is nou al getrap. Met ander woorde, die Here het seker maar liefde vir hom en dalk nie liefde vir my nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat apostel Paulus sê, julle moet nie moedeloos word by verdrukking nie. En ek wil vanmôre vir die kerk van die Here sê, moenie moedeloos word by verdrukking nie. Almal in die kerk van die Here gaan verdruk word. En inteendeel, jy is lankal besig om verdruk te word, en dan gaan verdrukking vir jou maklik opsom. Hoeveel van julle wat hier sit vanmôre het absoluut niks verkeerd gedoen, maar jy is onregverdig hanteer in 'n situasie by die werk, waar ook al, kan jy ons vir my opsteek. Okay. Dan is almal onder dieselfde kam geskeer. Amen. Daar's nie fout met jou verhouding, daar's nie fout met jou en God nie. Hy het nie 'n ander liefdesjang vir jou as vir my nie. Daar is een kruis, daar is een prys, daar is een Christus. Moenie moeg word by verdrukking nie. En ek sê dit vanmôre baie spesifiek kerk van die Here. Ons het laasweek 'n boodskap gehoor dat daar 'n wolkie is so groot soos 'n man se hand. En God is hier. Ons moet onsself dan nie laat moeg word wanneer daar verdrukking is. Amen. Dan gaan die apostel aan in vers 14. Hy sê om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus. Vir watter rede? Ek buig vir die rede dat julle besig is om moedeloos en moeg te word. En julle moenie moedeloos en moeg word nie. So ek buig my knieë voor die God en Hemelse Vader, voor Jesus Christus. Met ander woorde, Paulus sê hy gaan in gebed ingaan. Hy gaan homself verootmoedig en verneder voor 'n lewende God, om vir hierdie gemeente te bid, dat die gemeente nie moedeloos word en moeg word, wanneer die verdrukking plaasvind. Amen. Hy gaan in vers 15, om die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang het. Hy bevestig hier, dat nie net die naam van Jesus aan die Jode gegee is nie, maar aan die heidene ook. Dit is baie deel van sy vorige boodskap hoofstuk 1 en 2, dat die heidene nie afgesonder is nie, maar mede-erfgename is van God die Vader en die plan in Christus. So hy bevestig, hy gaan buig voor Christus, voor die God, die Hemelse Vader van Christus, en hy gaan buig vir 'n rede, dat die verdrukking, wat heilig besig is om plaas te vind, nie sal toelaat, dat die mens moeg en uitgeputt raak as gevolg van hierdie verdrukking. Maar hy gaan aan, en hier is my boodskap vanmôre, hy gaan aan in vers 16 toe. Hy sê dat hy, hier is sy gebed, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens.
Hy bid uit hierdie posisie uit waar vervolging plaasvind. En hy bid vir die gemeente dat God iets vir hulle sal doen. Dat God aan hulle mag sal gee. Hy woordjie mag, die Griekse woord is didomia, wat beteken to bestow en to bring. So hy bid dat God iets besonders vir hierdie gemeente sal doen. Dat God sal bestow, God will bestow, dat die rykdom, daai is oorvloed van God, van sy heerlikheid, om met krag, dunamis, versterk te word, in die innerlike mens. Met ander woorde, uit Paulus op sy gesprek sê hy die volgende, hy sê, ek buig voor die God van hemel en aarde, voor Christus, sodat hy in julle lewens, you may be bestowed with power, julle wat besig is om moeg te word uit verdrukking en vervolging. Bid ek dat God iets besonders aan julle mag doen, to bestow, sodat die volgende in jou lewe kan gebeur. So vers 16 en vers 17 wil ek saam lees. Sodat, vers 17, Christus in die geloof in julle harte kan woon, in julle wat in liefde gegrond is. So hy vra God die Vader, dat die kerk will be bestowed with miraculous power in the inner man, in ons innerlike, sodat ons sterk kan word, wanneer die verdrukking kom, sodat Christus in die geloof in jou hart mag inwoon. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat as Christus nie by jou kom woning maak het nie, daai woordjie gewortel, in vers 17, is ritsu. Dit beteken to become stable. Wanneer die swaar en moeilike dinge kom, as God jy nie aangeraak het met hierdie bonatuurlike inwoning van Christus nie, sal jy nie stabiel en op 'n goeie fondasie kan bly staan nie. Die apostel bid dit vir hulle, want hy kom agter in vers 13, dat julle moeg word en moedeloos ter wille van my in julle verdrukking. So hy slaap besig om in die gemeente te sê, ek bid vir julle, dat julle nie moeg word, dat julle standvastig sal bly in Christus, en dat die God van Jesus Christus will bestow upon you, dis 'n uiterlike werking, wat God innerlik in jou deponeer, sodat jy standvastig kan wees, dat Christus permanent in jou mag woon. Dan gaan hy aan, en ek wil vers 16 weer vir jou lees, want dit is die gebed wat hy bid. Hy sê dat hy aan julle mag gee, wat die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees, in die innerlike mens, in vers 18, en julle in staat kan wees, om saam met al die heiliges te kan, ten volle te begryp, wat die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte is. So vers 16 is die begin van sy gebed, vers 17 is die eerste ding waarvoor hy bid, vers 18 is die tweede ding waarvoor hy bid. Hy bid dan dat God aan ons wil bestow upon us, 'n miraculous power, sodat Christus innerlik in ons kan woon, in vers 18, sodat ons in staat kan wees, om saam met die heiliges ten volle te begryp, wat die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte is. Waarvan praat die apostel Paulus hier? Wat moet ons in staat kan wees van? Hy bid dat ons krag sal ontvang deur God, sodat ons in staat kan wees, om saam met die heiliges ten volle te begryp. Daai begrip is to comprehend. Wat moet ons comprehend? Die eerste ding is die krag van die evangelie van Jesus Christus. Die krag van die kruis. Lees saam met my. In vers 18. Julle in staat sal wees om saam met al die heiliges te begryp ten volle wat die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte is. Van wat? Van die genade van God. Daardie woordjie wat daar staan om te begryp, die breedte. Daardie breedte het te doen met die volgende. Hoe ver
kan hierdie evangelie, wat in jou werk en in jou woon, hoe ver strek hierdie evangelie? Dan gaan dit vanmôre vir jou maklik maak. Hy strek deur elke volk, deur elke nasie, deur elke taal. Daar is niemand wat hierdie evangelie nie kan bereik nie. En daar's 'n rede hoekom die apostel Paulus spesifiek hierdie dinge bid. Jy as kerk moet besef dat die werking van God in jou, wat jy moet gaan uitleef, het die vermoë en die volheid van krag om elke stam en elke nasie en elke taal te kan beïnvloed. Dis die krag wat God in jou lewe gedeponeer het met Jesus Christus. So ek wil jou vanmôre vra, glo jy dat in jou is daar 'n werking wat elke nasie, elke stam, elke volk en elke taal kan beïnvloed of nie? Die apostel sê julle moet dit in geloof kan hê. Ek bid God dat He will bestow upon you this miraculous power, dat jy sal verstaan, dat jy innerlik versterk sal word met krag, sodat jy gewortel kan wees in Christus, met die begrip dat die evangelie wat in jou is, se wyte so groot is dat hy elke stam, elke volk, elke nasie, elke taal kan beïnvloed. Dan gaan hy aan. Die breedte het ek vir jou gesê, die lengte is die besef van hoe ver strek hierdie genade wat God ons gegee het. Hierdie genade wat God ons gegee het, die lengte, is van die kruis af tot die dag dat die basyne blaas. En jy moet dit vanmôre dra in jou innerlike vir die volgende rede. Hier is mense wat besig is om te bid vir familie en besig is om te bid vir vriende. En hoe meer jy bid, hoe minder lyk dit of enigiets gaan gebeur in jou natuurlike gedagtes, werk 'n mens uit, maar weet jy, as daar nie iets binne 2 of 3 jaar gebeur nie, weet ek nie of die mens dit sal maak nie. Die werking van God wat in jou is, kind van die Here, hierdie evangelie sal die dag stop wanneer die basuin blaas. En jy moet dit in jou dra, want dit beteken jy moet bid met geloof en jy moet twyfel dat die persoon se tyd op hierdie aarde besig is om klaar te raak. Verstaan almal wat ek bedoel vanmôre? Kyk na iemand en sê, pastoor, daai man is nou 60, ons weet nie vir tyd het hy oor nie. Daar moet genoeg geloof in jou wees. Daardat God hierdie evangelie in jou geopenbaar het en jou verstaan, dat jy die begrip het, dat die evangelie uit elke stam en nasie, volk en taal mense kan red, en gepaard met dit sal eindig die dag as die basyne blaas. Met ander woorde, ek en jy kan nie met 'n gedagte van gaan bid nie. Die genade tydperk van God sal stop die dag as die basyne blaas. En dis hoe jy bid, kind van die Here. Amen. Vers 18, wat die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte is. Jy moet begryp vanmôre, wat is die diepte van hierdie evangelie wat jy dra in jou innerlike. Hierdie diepte het te doen met sondes. Is daar vanmôre 'n sonde wat hierdie evangelie nie kan wegwas nie? Is daar 'n evangelie wat God gegee het, wat elke sonde kan toevou, of is die evangelie net goed genoeg vir sekere sondes en oortredinge? Want toe God die prys bereken het in Christus Jesus, en hy die volmaakte liefdesoffer gebring, het hy elke sonde in die hemel en die aarde bereken, en 'n prys gegee wat gekoppel is, om daai sonde las te dra, en die prys wat bereken is, was die bloed van Jesus Christus se waarde. Ek wil jou vanmôre vir jou vra, kind van die Here, woon hierdie dinge binne jou as kerk vanmôre? Woon hierdie bewustheid van die evangelie, dat daar elke stam en elke nasie, elke volk en elke taal gered kan word en gaan word in die genade tydperk, en daar geen sonde is wat die Heilige Gees nie kan was onder die bloed van Jesus Christus. Die diepte en die hoogte, woon die verstaan van die hoogte. Jou heerskappy van God het begin op aarde. Weet jy waar gaan jou heerskappy stop? Die dag is in die hemel, by God die Vader is. Maar dan stop dit nie vlees en bloed nie, dan word jy
in 'n verheerlikte vorm aangestel om aan te heers. Die apostel Paulus skryf hierdie dinge, hy sê ek bid vir julle dat die will be bestowed upon you, hierdie innerlike krag, sodat jy gewortel kan wees in Christus, dat sy liefde in jou kan werk, en dat jy die evangelie se krag sal verstaan. En dit sê hy nadat hy vir hulle gesê het, ek bid dat julle nie moedeloos word by julle verdrukking nie. Hoeveel keer vergeet die kerk van Jesus Christus hierdie dinge, wanneer dit moeilik en swaar gaan met ons? Glo jy vanmôre dat hierdie evangelie, hierdie vermoë om elke stam en elke nasie en elke taal te beïnvloed? Glo jy dat die tyd nog daar is vir almal om gered te word onder Christus Jesus? Glo jy dat daar nie 'n sonde is wat die bloed van Jesus nie kan wegwas nie? Glo jy dat jy begin heerskappy op aarde en dit gaan tot in die hemel gaan? Glo jy dit vanmôre, kind van die Here? Glo jy dit vir die wêreld daar buite? Nou wil ek u iets vra. Glo jy dit vir jouself vanmôre? Want as dit moeilik raak, dan stap ons weg van die Here af. Of jok ek vanmôre? Ons glo dit vir die wêreld. En ons het baie al van mense gesê, kom ek vra jou vanoggend, hoeveel keer het jy al mense gepraat wat so moedeloos is? Hulle kan hulle self nie help, en dan sê jy vir hulle, weet jy wat, die Here gaan julle help, julle moet bid. Maar gister vir jouself, kon jy nie vir jouself sê, die Here gaan my help. Of jok ek vanmôre, as ek hierdie dinge vir jou ook sê vanoggend. Ons bemoedig die mens daar buite, met die boodskap, Jesus kan. Maar as ek na myself kyk, en sê ek, ag Here, seker nie vir my bedoel nie. Of jok ek as ek hierdie goed sê vanmôre, kind van die Here. Daarom bid die apostel Paulus, en hy sien hierdie verdrukking. Dan begin hy bid, en hy sê hierdie dinge moet in julle funksioneer, want hy verstaan wat gebeur met ons as mens. Ons raak los van ons fundament, as ek dit so kan stel, as ons nie by die Here bly nie. Lees saam met my vers 19. So vers 16 is die gebed, dat hy julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om in krag versterker te kan word, deur die innerlike mens, vers 19, en die liefde van Christus te kan ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word in al die volheid van God. En die liefde van Christus te kan ken. Daardie woordjie ken, die Griekse woord is gnosko, wat beteken experience. So hy bid dat God die Vader mag bestou op aan jou, in jou innerlike mens krag, volgens God se oorvloed, sodat jy versterk kan word, sodat jy die liefde van Christus kan ondervind. So daar's 3 dinge wat die apostel Paulus hier voorbid. Nommer 1, hy bid dat Christus gewortel sal wees in julle lewens. Nommer 2, dat jy die krag van die evangelie sal verstaan. En nommer 3, dat jy die liefde van Christus sal ken. Wat het hierdie dinge te doen met die gebed wat die apostel gebid het? As ek na al die dinge saam gaan kyk, kind van die Here, en ek gaan na vers 13 toe, en ek sien dit het begin, rondom moedeloosheid en verdrukking, wil ek vanmôre vir julle iets sê. As hierdie 3 dinge nie in die mens, die kerk van die Here se harte lewe en funksioneer nie, dan raak jy nie bruikbaar vir die gees van die Here nie. As daar nie liefde van God in jou lewe is, vir jouself en jou medemens nie, dan kan jy niks vir die Here doen nie. As jy nie gewortel staan in die geloof dat die evangelie krag en vermoë het, nou heel eerste vir jouself nie, hoe wil ons bruikbaar wees met hierdie krag en evangelie vir die wêreld daar buite? Glo jy vanmôre dat die Here jou gaan gebruik van die Here? Hoekom is dit vir ons so maklik om van hierdie geloof af weg te staan?
as dit moeilik raak. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukking, terwille van julle. Dit is julle eer, sê Paulus, dat hy verdruk word deur die heidene se opwekking wat deur hom plaasgevind het. En ek praat vanmôre, soos ek net nou gesê het, ek praat heel eers met myself. Want ek moes myself hierdie week 'n vraag vra. Ek moes myself iets vra hierdie week. Ek bid te min. Ek lees heeltemal te min Bybel. Ek praat te min met die Here. Ek moes myself, en as jy onthou het ek net nou gesê, ek gaan met myself praat. Almal met my. Vir myself moes ek sê, jy vergeet soms die evangelie het krag. Nie net vir ander mense nie, maar vir my lewe ook. Want die moeilike ding is, ons as kinders van die Here, wil half staan onder die sukkel en die swaar kry, maar ons hoef nie altyd. Ons moet leer om die oorwinning te aanvaar, en in die oorwinning te leef, en die oorwinning vas te hou. Maar nou kom ek agter, as dit een oggend gebeur, en 2 dae later, en 3 dae later, en 4 dae later, en die liefde loop so bietjie by my hart uit vir mense, dan sukkel ek om te bid. Weet almal waarvan ek praat oor. En as ek sukkel om te bid, dan voel dit of ek nie meer gewortel is, dan stap ek so 'n bietjie van die Bybel af weg, dan verloor ek Jesus so langs die pad. Weet iemand waarvan ek praat vanmôre? Pastoor, jy is nie veronderstel om vir ons sulke goed te sê nie. Jy moet ons vertel. Jy staan elke dag vas, en jy beweeg en jy skuif nie. Ek kan seker vir julle jok as ek moet. Maar as iets wat ek verstaan, daar moet krag wees van God in my, om my te kan vashou aan Christus Jesus. Daar moet krag wees van God in my, sodat ek gewortel kan bly op die fundament van lewe. Daar moet krag van God in my kan wees, kind van die Here, sodat ek hom en sy liefde kan ondervind. En die rede vir al hierdie dinge is eenvoudig. Ons moet disippels maak van al die nasies. Niels het woensdag aand die bid hier bedien, waar hy gevra het, hoe lyk ons vir die wêreld daar buite? Ek kan vanmôre vir jou sê, hoe lyk ek vir die wêreld daar buite? Want die wêreld sien my nie soos wat ek regtig is nie. Die mense wat my sien soos wat ek regtig is die mense by die huis, waar hoe gemaklik is om nie meer te verloor. Amen. En as ons 'n kat gehad het, ek seker die kat geskop, maar ons het nie 'n kat nie. Dis die mense by die huis wat kan sien, hoor jy so, jy lyk nie lekker nie. En dan sê my vrou die volgende vir my, dan raak ek so kwaad van. Sy sê, 'n bietjie gaan bid. Nou dis die laaste ding. As 'n mens klaar nie lekker voel nie, as iemand vir jou sê, gaan bid. Maar tog, as mense by my kom en sê, pastoor, as fout, dan vra ek heel eers vir hulle, wanneer laas jy gebid? As vergeet, die ding het meer met my te doen, as met die mens daar buite. Dis maklik, kind van die Here, om die evangelie te vat en om vir ander mense te gee daar buite met die vinger. Maar dit moet in my wees. Dit moet in my wees. En ek wil vir jou sê, dit is baie moeilik om nie moedeloos te word by verdrukking nie. Dit is baie moeilik om nie moed te verloor nie. Dit is baie moeilik om nie jou oog te skuif en net vir 'n oomblik te sê, Here, maar wat verskil ek van daai persoon af? Dit is baie moeilik. Dan moet 'n man in jou hart kan vasstaan op die Here. Dis Here, maar daar is 'n kruis wat ver reik tussen alle stamme, volke, nasies en tale. Wat kan was, maar dit is eerste vir my. Vanoggend was nie vir my baie lekker om voor jou te kom staan nie. Toe ek vanmôre wakker word, het ek vir myself gesê, Here, hierdie dag moet net vinnig kom en vinnig gaan, want ek het so holkol op my maag.
Maar dis ook met myself praat, kind van die Here. Ek weet daar is dinge daar buite wat moet gebeur. En ek weet die antwoord is Christus Jesus. En ek sal aanhou sê dit is Christus Jesus. Maar so nou en dan moet ek myself ook herinner. Die antwoord is Christus Jesus. Ek weet nie met wie ek gepraat vanmôre. Ek het gistermiddag 2 mense se gesigte gesien. En ek wil vanmôre vir daai 2 mense baie spesifiek bid. En ek weet nie wat gaan ander lewens nie, dit maak nie vir my saak nie. Maar ek het 2 mense se gesigte baie duidelik gesien. Van die Irma en die Ernst. En ek glo die Here wil krag vir ons gee, kind van die Here. Wat ons fundament nie skuif nie. Dit raak al hoe moeiliker vir my as mens om 'n kind van God te wees. Dit raak al hoe moeiliker, want dit lyk vir my al hoe meer jy langs die Here wil loop, hoe minder werk dinge vir jou uit. Weet iemand waarvan ek praat vanmôre? Dit lyk vir my al hoe meer, hoe nader ek aan die Here wil kom, hoe minder wil sekere dinge uitwerk in my lewe, en hoe minder hierdie. En dan op 'n stadium, en ek sê vir Susan hierdie week, en ek sê dit maar vanmôre vir jou. Ek sê vir jong, ek dink ek moet dalk maar weer hierdie daar op brand aan my knie begin. Dit is soms hoe dit voel, kind van die Here. Ek doen nie, moenie worry nie. Maar daai oorgawe, die oormaat van al hierdie dinge, maak dit moeilik om 'n kind van die Here te bly. Baie swaarder as wat jy dink. En ek wil jou vanmôre bemoedig, maak nie saak wat voor lê nie. Maak nie saak wat voor lê in jou lewe nie. Die Here moet jou krag gee vanmôre. En daar 'n fundament in jou kan wees. En die evangelie in jou kan bly. Dat jy gewortel sal bly in Christus. Daar is nie links of regs nie. Want ek weet ook vanmôre, ons is nader vandag die uiteinde in die plan van God as wat ons ooit was. Baie keer as ek hier voor staan en vir jou sê, kom bid vir my, dan jok ek nie vanmôre vir jou nie. Kom bid vir my regtig. Die apostel Paulus skryf aan die gemeente dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om 'n krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in liefde gegrond is, en gewortel is, en julle in staat kan wees om saam al die heiliges te begryp, ten volle, wat die breedte, die lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Die kerk van God het hierdie krag van 'n lewende God nodig om te kan staan en kerk te kan wees. Ek wil met u oor vir my sluit vanmôre. Vader, Here, ek wil u bid vanmôre in die naam van Jesus. Here, ons is geroep om kinders van God te wees. En Here, tog het u ons afgesonder om aan U te behoort. En Here, tog is dit dat vir ons as mens dit swaar is op die aarde. Here, dit is so dat dit soms ingewikkeld is. Here, ver bo wat ons bid of dink. Maar ek weet dat in Jesus Christus daar oorwinning is. Here, ek weet vanmôre dat daar genade is in Christus. En Here, ek weet vanmôre dat daar 'n evangelie is, 'n boodskap, 'n lewe, 'n kruis van oorwinning.
Ek weet vanmôre, Here, dat daar 'n fundament van lewe is. Ek weet vanmôre dat ek die liefde van God mag ken. Here, maar soms, net soms, Here. Daarom bid ek ook vanoggend in die naam van Jesus, elke man en elke vrou, Here, dat hierdie soms in hulle lewe het, dat U ons sal aanraak met krag vanmôre, dat U vir ons sal doen, Here, wat vlees en bloed nie kan doen nie, wat 'n mens nie kan doen nie. Here, ek bid vanmôre dat U sal let op ons verdrukkinge. Here, ek bid vanmôre dat U sal let op ons vervolginge. Here, ek bid vanmôre dat God hierdie huis bymekaar sal hou, dat hierdie een sal wees, wat verheerlik sal word, Here, in die naam van Jesus Christus. Here, ek wil bid vir my broers en susters wat voor my sit, vir elke een wat 'n toedeur het, Here, wil ek bid vanmôre dat God vir hulle elkeen 'n deur sal oopmaak. En dat die getuienis uit hulle mond sal wees, daar was deure gewees wat toe was, maar God het die deur oopgemaak. En Here, ek wil U bid vanmôre dat daar 'n bewys sal kom, dat God op hierdie dag sy huis gehoor het, dat daar 'n getuienis sal wees, soms, Here. Ek bid U vanmôre om ons aan te doen met krag. In die naam van Jesus Christus is my gebed. Word verheerlik vanoggend, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Kind van die Here, was vir my baie moeilik vanmôre om voor julle te staan. Ek wil jou vra as die Gees van God tog maar vanmôre ook met jou hart gepraat het, dat jy vanoggend sal uitkom. En vra dit om ergens en dan die Irma vir my voorkom staan asseblief. As daar nog iemand is wat gebed nodig het, ek gaan vra dat jy vanmôre sal uitkom, kind van die Here. Speel.
vanmôre dat die wil van God sal geskied, Here. Here, ek bid vanmôre dat die krag van God geopenbaar sal wees. En Vader, in die huis van die Here kan staan met te wete dat God God is. Here, ek bid U vanmôre om by my te begin. Bid U vanmôre om by my te begin, Here. En ek wil U eer vanoggend in die naam van Jesus. Here, ek prys U vir elke man en elke vrou. Vir elkeen wat vanmôre, my God, eer aan die Here bring. In hierdie tabernakel wil ek U eer gee, want hulle is die gemeente van 'n lewende God. En ek wil U loof vanmôre, en ek wil U eer gee in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Pastor Elliot. En ek vra dat al die pastore saam sorg om staan die asseblief. Prof ook. Here, so wil ons voor die almagtige God kom kniel. En ons broer kom neerlê by die voete, by die kruis van die Here Jesus Christus. Here, hy het die begeerte, die behoefte na sy verlossing. Na die lewende Here Jesus Christus, die opgestaane heiland. En Here, dat hy vandag sal sien, sal ervaar, my God, 'n dieper ervaring, 'n dieper ondervinding met die Gees van die Here. Dit het hy vanoggend gespreek het, Here, dat dit ook in sy eie lewe vir hom sal sigbaar wees. Dit het hy gespreek het, Here, dit wat U hom gebruik het om met ons te deel, dat dit in sy lewe, Here, ook sy deel sal wees, sy erfenis in hierdie oomblik en hierdie uur. In 'n dieper wandel sal met 'n lewende God, Here. Dat hy 'n getuienis sal wees, my God, sonder om woorde te spreek, soos wat die lig van Christus deur ons sal skyn, soos die aanraking en die beweging en die werking van die Gees van die Here in sy lewe. Hy wat moet voorloop, Here, saam met hom, saam met Susan, dat die salwing van die Here ons God op hulle sal vermeerder. Die barmhartigheid van ons Here vir hulle sal vermeerder, dat hulle in alles sal opgroei nader en nader aan Jesus Christus en verander word na die beeld van die Here Jesus. Vader, want dis U wil. Dis U wil vir hulle, Here. So het U besluit en so sal dit wees. My God, in die dae wanneer dit moeilik is, in die dae wat die stryd kom en die twyfel baie keer, Here, ja, want ons almal het dae van twyfel, dwaal en dae van dat ons kyk na ons omstandighede, ons kyk na dit wat om ons gebeur, en dan wil ons meet, Here, ons wil standaarde opstel, maar ons vergeet dan, soos hy vanoggend kom herinner het, aan homself en aan ieder en elkeen van ons, dat die standaard is Christus Jesus. Die kruis is die Here Jesus. En Here, dat hy sy liefde tot U liefde tot hom nooit sal betwyfel, Here. Want die bewys is wat die Here Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. Dit is volbring. Mag hy vandag vol wees met die volheid van die Godheid in Jesus Christus ons Here. Amen. Amen. Halleluja. Good morning. The saints. Jesus Christ. I haven't seen you guys for quite a long time. But I'm also a child of this place. Because they came but you remain. Amen. Hallelujah. I just came to thank the church and the saint at large. I was just told Pastor Darby, I said, no, I've been here
with a caravan for 5 years. We were sent out by the professor to go and proclaim the gospel of Jesus Christ. We went all over here. We went to Springs, we went to Brakpan, we went to Chimiston, we went to Camden Park, and then we landed ourselves in Endicott, Westway, where we landed. And then God showed me the place there, 105 2nd Street, Westway, Endicott. Then it's where I started the church. It's 2 years now, I started the church there. And then I started with 4 people. But today I've got almost about 40 people there. Now I said, no, let me go back to the church, Dunamis, just to say thank of them. It reminded me about 10 guys who had leprosy. And then the Bible said they came across Jesus Christ. And Jesus Christ healed them. And then they went away. One of them came back to come and thanks to Jesus. I'm the only one who came back here in this church. And so thank you. We need each other. Really, we need each other. When you read your Bible, not now, you read it at home, at the book of John 5, verse 1 up to 9. Don't read it now, you read it at home. Talks about a man who was in a pool for 38 years. And the angel is to come now and then to stir the water. And no one think of that man to lift him up and put him up, Pastor Tabi, in the water. They only think for themselves. We need each other. Can you just imagine for 38 years? They come every day in a pool and they were getting healed and go away. Don't even worry about him. We need each other. Until Jesus came, then he said to him, do you want to get well? He said, yes. He said, take your mat and go home. And God bless you. Hallelujah. Die van julle wat sal onthou toe ons daai tyd by Endicott was, in daai vervalle gebouetjie waar nie mure was nie, net grond. Toe ons daar gestaan het en uit dit het Pastor Eliot die gemeente opgesit. Prys die Here. Vader, Here, ek wil U bid vanmôre in die naam van Jesus Christus. Here, ons wil U eer gee dat dit die evangelie is, Here, deur elke volk, elke nasie, elke stam en elke taal. Elkeen ingesluit is, Here, in die krag van die kruis, dat niemand weggewys kan word. God nie die aannemer van 'n persoon is, maar elkeen wat hom wil aanbid in gees en waarheid, sal God ontvang. En ek wil U eer vanmôre vir dit, Here, in die naam van Jesus Christus. Here, ek bid dat hierdie huis sal hou, die gemeente bymekaar sal hou, Here, in die liefde en die krag. Ons eer U vanmôre in Christus Jesus naam. Amen. Amen. En amen. Baie dankie.